Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. And hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy, holy are you, Lord God Almighty. And worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ah. Sing hallelujah. Hallelujah. Come on. For the For the Lord God Almighty reigns on this day, in this place. Hallelujah. Come on. And worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Broers en susters, ons het gekom om te kom dankie sê vir die Here, vir Tanya se lewe, maar ook om self troos te kom vind in sy liefdevolle teenwoordigheid. En een van die maniere waarop die Here hier teenwoordig is deur u teenwoordigheid hier. En ek dink, Johan, as julle so rondom julle kyk en julle kyk so terug in die kerk, dan sien julle die teenwoordigheid van die Here hier. Al julle geliefdes, mense wat vir julle omgee, mense wat vir Tanya lief is. En daarom is ons baie dankbaar, broers en susters, vir die elkeen se teenwoordigheid hier vandag, want op hierdie manier toon ons ook die Here se liefde aan Johan en Erika en die kinders. Johan, Erika, Ruben en Divan, ons wil vir julle sê, mag die Here julle omvou in sy liefde. Mag hy julle troos en mag hy julle krag gee. Dit is maar net ons gebed vir julle. Ons het nie regtig woorde, ek dink nie ook ons moet te hard probeer nie. Ons wil maar net vir julle sê, baie, baie sterkte. Ons vertrou die Here sal ook met die tyd wat voorlê by julle wees en net uiteindelik julle omvou in sy liefde. Baie, baie sterkte. Broers en susters, terwyl ons so bly sit, kom ons buig net die hoofde en dan begin ons met die erediens. My God, waarom het u my verlaat? Waarom bly u so ver van my af, as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags, en u antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige, wat woon waar die lofsange van Israel weer klink. Op u het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u geroep om hulp en hulle is bevry. Moet tog nie ver van my af weg staan, die Here, want die nood is naby. Daarom, Here, stuur nou u lig en u waarheid, sodat die ons lei, sodat die ons bring in u heilige teenwoordigheid. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, in Jesus Christus die Here, en deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou saam lied 602, soos wat daar op die blaadjie afgedruk is. Ek sien 'n nuwe hemel kom. 'n Lied wat Johan hulle ook persoonlik gekies het en waarvoor Tanya baie lief is. Ek wil hê ons moet veral let op die tweede vers. Dit sluit aan by die prediking. Die nuwe stad, Jerusalem, daal uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Hierdie lied is 'n beruiming van Openbaring 21, wat ons ook net nou gaan lees in die skriflesing. Maar kom ons staan en dan sing ons dit saam.
Terwyl ons net so sit, kom ons bid almal saam. Almagtige en barmhartige God, ons Vader in die hemel. Soms gebeur daar dinge in die lewe, Here, wat ons verstand te bowe gaan. Soms gaan ons deur pyn en lyding wat vir ons heeltemal ondraaglik is. En tog sien ons u krag werk, Here, in mense. Sien ons hoe u mense omvou in u liefde en dra deur omstandighede wat ons nooit gedink het ons sal kan hanteer nie. Dit is net moontlik, Here, as u by ons is. Dit is net moontlik as ons op u kan vertrou. Want soms voel dit vir ons, Here, asof u ver is, asof u ons verlaat het. Maar u doen dit nie, Here. Nee, u is altyd by ons. Ons wil dit vandag bely. Ons wil vandag erken, Here, dat ons nie sonder u kan lewe nie. Dat ons nie sonder u kan bestaan nie. Daarom bid ons ook, Here, dat u nou hier teenwoordig sal wees en ons harte ontvanklik sal maak vir u woord, want daaruit soek ons na troos en krag, Here. Ons weet daar is nie vir alles antwoorde nie. Maar ons weet waar ons hulp en krag vandaan kom. Ons hulp is in die naam van die God wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid en wat nooit laat vaar die werk wat u hande begin het nie, Here. En so het u ook vir Tanya die lewe gegee. U het haar geskep. En ons dank u, Here, vir haar lewe. Ons dank u vir die tyd wat sy gespaar is om in so baie mense se lewens 'n verskil te maak, o Vader. Ons dank u dat u vir haar en Johan bymekaar gebring het as man en vrou. Vir die kinders wat u vir hulle gegee het. Vir die tyd wat hulle saam kon leef, o Vader. Ons bid in besonder dat u vir Johan sal omvou, Here, in u liefde en hom sal dra. En dat u vir Ruben en Divan by hulle handjies sal vat en sal lei op hulle lewenspaadjies vorentoe, o Vader. En dat hulle ook uiteindelik, soos hulle groter word, sal besef hoe 'n mooi en liefdevolle ma u vir hulle gegee het. Ons bid ook vir Erika, Here. Ons het nooit gedink dat ons so vinnig na Willie se dood weer hier by mekaar sal wees nie. Niemand van ons kan ons indink, Here, deur watter worsteling sy gaan nie. Maar u ken haar hart en haar pyn. Daarom bid ons net, Here, dat u dit sal vul met u teenwoordigheid, met u krag en genade en dat u hulle hele familie sal omvou in u liefde.
Ons bid, Vader, dat die mooi herinneringe wat daar is in almal van ons harte rondom Tanya, dat dit net al hoe sterker sal word en sal groei, en ons die mooi tye ook saam sal onthou. Dankie, Vader, vir haar lewe. Dankie ook, Here, dat U haar verdere lyding gespaar het. Wil U dit nou rustig maak in ons harte, Here, en deur U Gees ook U woord vir ons open, sodat ons daarin 'n bron van krag en troos sal vind, o Heer. Want net aan U alleen, die enigste en ewige God, kom al die lof en die eer en die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vandag is 2 gedeeltes uit die skrif uit. Die eerste uit die Ou Testament, uit die boek Hooglied. Hooglied hoofstuk 6, ons lees vanaf vers 4. En dan ook uit die boek Openbaring, die bekende gedeelte uit Openbaring 21. Hooglied hoofstuk 6, vers 4. Dit is die man wat hier aan die woord is, en hy sê, jy is mooi, my liefling, soos Tirsa, pragtig soos Jerusalem, indrukwekkend soos vaandeldraers. Wend jou oë van my af, want hulle ontseën nie my. Jou hare is soos 'n trop bokke wat van Gilead afstroom, en jou tande soos 'n kudde ooe wat van die drinkplek af opkom. Almal tweelinge, nie een van hulle op sy eie nie. Agter jou sluier is jou slape soos 'n oopgebreekte granaat. Al is daar 60 koninginne en 80 byvroue en ontelbare jong vroue. My duif, my volmaakte, is enig. Enig is sy vir haar ma, die gunsteling van die een wat haar in die wêreld gebring het. Die meisies sien haar raak en noem haar gelukkig. Die koninginne en byvroue sien haar raak en prys haar. Ons lees net tot sover. Uit Hooglied uit en dan uit Openbaring 21 van vers 1 af. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense. En hy sal by hulle woon en hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie meer rou of huil of pyn, dit sal nie meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het ook gesê, skryf hierdie woorde neer, want dit is betroubaar. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein van lewegewende water verniet. Wie oorwin,
sal hierdie dinge alles erf, en ek sal sy God wees, en hy sal my seun wees. In vandag se konteks kan ons dit vertaal met en ek sal haar God wees, en sy sal my dogter wees. Ons lees net tot sover uit Openbaring uit. Ons teksvers, broers en susters, is hierdie pragtige beskrywing in Hooglied 6 vers 9. My duif, my volmaakte is enig. Enig is sy vir haar ma, die gunsteling van die een wat haar in die wêreld gebring het. Liewe Johan, Erika, broers en susters, Tanya was inderdaad 'n beeldskone vrou. Ons kan maar net hier na haar foto kyk. En ons sal almal daarmee saamstem. Johan, en jy sal sekerlik die eerste wees wat daarvan kan getuig. Dit is tog immers die rede hoekom jy in die eerste plek op haar verlief geraak het. En uit julle liefde het daar gespruit 'n huwelik van 11 jaar en 2 pragtige seuns, Ruben en Divan. En broers en susters, dit is waarop ek vandag wil fokus in hierdie boodskap. Tanya as die mooi vrou van Johan. En die mooi tye wat hulle saam geleef het. En die geluk en liefde wat hulle kon beleef het. Want ons kan so maklik vashak by die laaste paar jaar van Tanya se siekte en swaar kry en haar liggaam wat agteruit gegaan het. Maar ek weet dit is hoe Johan haar gaan onthou as sy pragtige bruid van 11 jaar. En die 2 seuns sal hom altyd ook daaraan herinner. Tanya, die moeder van Ruben en Divan. Hierdie 2 seuns sal altyd 'n getuienis wees, altyd 'n bevestiging wees van haar liefde en haar lewe. 'n Voortsetting wees van haar mooi voorkoms en persoonlikheid. En uiteindelik, soos hulle groter word, sal hulle ook van haar kan getuig. Tanya, die spesiale dogter van Erika en Willie. Jy dink miskien nog aan haar, Erika is daardie ou klein dogtertjie, wat jy ook vasgehou het in jou arms. En dit sal maar altyd 'n ouer se beeld bly. Maar sy het groot geword, sy het 'n vrou geword. En jy kan trots wees. Jy kan trots wees, jy en Willie, op haar. Sekere sin is dit waaroor ons teksvers gaan, en kom dit alles baie mooi by mekaar. In ons teksvers is hier 'n man, 'n jong man wat sy bruid, sy beminde, sy geliefde besing. En hy gebruik pragtige digterlike taal om dit te verwoord. Hy noem haar sy duif. Is dit nie mooi nie? Duif is ons vir ons so 'n kosbare beeld van sagtheid, van koer, van mooiheid, van broosheid. Dis 'n bynaam of eintlik 'n troetelnaam wat hierdie man in hierdie teks gebruik
om sy geliefde te besing. Dit getuig van 'n baie intieme en persoonlike band tussen die twee. Daarom sê hy ook, sy is enig, sy is uniek. Daar is niemand wat haar plek kan vat nie. En vir jou sal dit altyd so wees, Johan. Tanya sal altyd daardie unieke band met jou hê. Dit sal nooit verander nie. Dit sal altyd so bly. Jou vrou, die een wat die Here vir jou gegee het, jou duif. Hy noem haar ook volmaak. Natuurlik is dit oordrewe, né, soos wat mens baie keer in 'n gedig sou doen, om oordrewe taal te gebruik, om iemand te beskryf. En ons weet, niemand is in die lewe is volmaak nie. Ons het almal foute, ons het almal tekortkominge, ook Tanya het daar gehad. Maar snaaks genoeg, wanneer dit kom by die dood, is dit asof daardie onvolmaakhede, daardie foute op die agtergrond skuif. En 'n mens die mooi dinge onthou, die goeie eienskappe beklemtoon. Daardie tye wat ons saam gelag het, wat ons vreugde en vrede beleef het. Nie die swaar kry en die hartseer en die konflik, maar die mooi dinge. En dit is hoe ons vandag oor Tanya dink en oor haar praat. Hoe ons haar gaan onthou. En dan word daar spesifiek verwys na haar verhouding met haar ma. Enig is sy vir haar ma. Erika, niemand sal ooit Tanya se plek in jou lewe kan inneem nie. Die band tussen 'n ma en haar dogter sal altyd so wees. En al is sy fisies nie meer hier nie, in jou hart sal sy bly leef. Sal sy altyd jou dogter, jou unieke, jou spesiale dogter bly. Broers en susters, dit is my so wonderlik dat daar so 'n boek soos Hooglied wel in die Bybel is. 'n Boek wat gewoon handel oor die vreugde en die liefde tussen twee mense in die lewe hier op aarde. En nou wil ek vir julle sê, ons kan soms as gelowiges so op die lewe na die dood fokus. En nie dat dit onbelangrik is nie. Maar ons kan soms so daarop fokus dat ons vergeet om hierdie lewe te geniet en te waardeer en die mooi daarin raak te sien en die mense wat die Here vir ons gee in ons lewe rondom ons te waardeer. Miskien is dit die belangrikste vandag. Hierdie boodskap wat ons met ons kan saamneem. Miskien is dit wat Tanya vandag sou wou hê. Dat haar kort lewe van 35 jaar en haar huwelik van 11 jaar vir ons almal 'n aansporing sal wees om opnuut dit te waardeer wat ons uit die hand van die Here kry as mooi. Hy beskryf dit spesifiek in die vorm van 'n stad. Ja, selfs Hooglied praat van Tirsa en Jerusalem as vir hom mooi. Stede was vir die mense in die Bybelse tyd mooi. Ons kan dalk dit nie indink nie. Maar miskien is dit wat hy daarmee wil sê. Daar waar ons woon,
Daar waar ons is in die lewe, ons plek in die lewe. Dis 'n gawe uit die hand van die Here. Die mense rondom ons, wat oor ons lewenspad kom, is 'n seëning van die Here. Ons moet dit waardeer en ons moet dankbaar wees daaroor, want dit gaan so gou verby en dit kan so skielik verander. Tanya het die lewe vir baie mense mooi gemaak. Nie net met haar uiterlike skoonheid nie, maar veral ook met haar innerlike skoonheid. Wat my persoonlik opgeval het, broers en susters, is hoe sy daar by 'n hospitaalbed van haar pa kan staan, en waar ek en my kollegas stikkend is van hartseer rondom Willie. Sy liefdevol en met passie hom kon bystaan en kon versorg. 'n krag, 'n innerlike krag wat sy gekry het. Ons ken almal haar stryd teen die kanker. En hoe het ons haar nie bewonder vir haar veggees nie. Haar vermoë om elke keer weer en weer maar die behandeling te verduur en deur te gaan. En positief te bly. Ek weet sy het haar pa beloof, sy sal aanhou beklei. En sy het. Daardie innerlike geloofskrag wat sy gehad het en tentoongestel het, is vir ons almal 'n voorbeeld. En so sal julle haar elkeen kan onthou en aan haar kan dink as die mens wat sy was. Wat sy gedoen het en hoe sy dit gedoen het, en elkeen van ons het 'n unieke verhouding ook met haar gehad en kontak. En sal iets anders beleef. Maar op die ou end sal dit daarop neerkom dat ons haar sal onthou as die mens wat ook ons lewens verryk het en mooi gemaak het. Veral vir jou, Johan. Dit was tog God se bedoeling, hoekom hy julle in die eerste plek by mekaar gebring het, as man en vrou. Om mekaar by te staan en mekaar se lewens mooi te maak. En geliefdes, ons sou vandag kon probeer om Tanya se dood op allerlei maniere te probeer verwerk. Ons sou kon sê dat sy verdere lyding gespaar is. En dit is sekerlik waar. Ons sou kon sê dat sy nou op 'n beter plek is, waar sy nie meer pyn en hartseer beleef nie. Maar kom ons wees eerlik. Dit troos ons nie nou nie. Dit troos ons nie nou nie, want dit maak net nie sin op hierdie stadium vir ons nie. Ons gedagtes draai vas en ons voel leeg. En as daar by jou op hierdie oomblik 'n tikkie opstandigheid is, dan is dit goed so. Jy mag maar so voel. Maar tog is dit ook so, dat in die Bybel die hemel, God se teenwoordigheid, vir ons voorgestel word as 'n bruid wat vir haar man versier is. Daarom is hierdie foto voorop die blaadjie soveel seggend. Tanya as die bruid wat vir haar man versier is. As die mense in die vroeë kerk
wat vervolg is en swaar kry, uitsien na 'n uitkoms, na 'n nuwe bedeling, dan is dit wat hulle sien. 'n Bruid wat vir haar man versier is. Miskien is dit omdat daardie beeld by ons iets wek van die suiwerste vorm van aardse liefde en vreugde, dat dit deur uitgebeeld word. En daarom sal hierdie beeld van die bruid as die tyd wat God ons verlos, die tyd wat God alles nuut maak, wat hy voor met ons begin en vir ons weer hoop gee, sal dit 'n beeld bly wat altyd tot 'n mens spreek. Want dit sê vir ons iets van daardie eerste oomblik van 'n nuwe huwelik en 'n volmaakte eenheid tussen man en vrou. Dit dui daarop dat die verband wat daar is vir 'n gelowige kind van die Here, dat daar 'n verband is tussen hierdie lewe hier op aarde, maar ook die lewe hierna. Dit bly ons uiteindelike troos, uiteindelike hoop, dat hierdie aardse lewe nie alles wat ons het nie. Dat ons reeds deel het aan die ewige lewe. Dat ons reeds die oorwinning behaal het deur Jesus Christus. Dat hy reeds by ons is. Johan, Erika, broers en susters, Tanya het gesorg vir 'n stukkie hemel op aarde. In ons almal se lewens. Hou daaraan vas. Koester dit. Koester haar soos jou duifie. Hou dit vas. Veel meer as dit kan en wil ek nie sê nie. Amen. Gemeente, ons gaan nou daartoe oor om enkele bedankings te doen en ook 'n paar persone geleentheid te gee wat ietsie wil sê. Ons gaan begin by Tiaan Koen as neef. Tiaan, jy kan maar vorentoe kom en hier by hierdie mikrofoon kom praat asseblief. Dit is vir my vandag 'n groot voorreg om hier voor te staan. Ek wil begin, dis klein Johan vir ons. Dis ons klein neefie. Nie klein in daai opsig nie. Hy's nog altyd so groot aan. Hy het ons van klein Johan gedoop. So dis vir my groot voorreg om vandag hier namens klein Johan en die familie bedankings te doen. Ek gaan begin met Tannie Petro en Piet. Dankie dat julle vandag hier so bygestaan het. Eintlik al vir baie jare, maar veral die laaste 2,5 jaar. Sonder julle twee sou die struikeltjies in die breins heel wat meer gesukkel het. Julle is altyd bereid om 'n ekstra myl te loop en geen guns is te veel gevra nie. Julle is verseker die seun se ander oupa en ouma. Hulle is baie lief vir julle. Aan Dr. Jordaan en die hele span by ABJ Onkologie. Ons was die laaste ruk by baie dokters, spesialiste, scans, ekstrale, bloedtoetse en baie meer. Deur al die tyd was daar nie een instansie wat Tanya so goed behandel het soos julle nie. Die dokter het met Johan persoonlik baie gebel en op hoogte gebring. Dr. Jordaan is regtig 'n engel. En die mense wat by die CT-scan werk het soveel geduld met Tanya gehad. Vir 'n scan wat 10 minute moet vat, het dit later 'n uur gevat om te doen. Want sy het seer gehad om stil te lê. Dan het hulle val warm sakke vol gemaak en haar op en af van die bed getel en kussings onder haar gedruk en net gedoen wat nodig is om haar by te staan. Dit alles met 'n groot glimlag en baie empatie. Ons waardeer julle.
Die susters in saal 2 Wes by Glenwood Hospitaal. Die susters in die saal was later soos vriendinne vir haar, en niks was vir hulle te veel moeite nie. Hulle het Sondag ook plan gemaak om Tanya uit die saal uit te kry om vir Ruben en vir Divan te sien. Dit het vir Tanya die wêreld beteken. Daar word ons vir almal wat bygedra het na Tanya se backup body fonds insameling. Elke bydrae, al was dit R10, elke donasie wat was ons so bly oor. Want dit was nog 'n stukkie hoop om aan vas te klou en aan te fight. Eugene en Tannie Sandy, Johan, is julle ewig dankbaar. Julle weet hoekom en ons sal dit daar los. Die dames wat by die kerk is, dankie vir julle moeite vandag met die eet en die drinkgoed. Dit is 'n ondankbare taak wat julle mee help, maar ons waardeer dit baie. Die span by Hogan Lowells, veral Artemis, Olaf en Marinda. Ek is seker as nog baie meer name wat hier kan bykom, maar julle drie het vir Tanya so bygestaan. Daar is tye wat sy vir 'n lang ruk nie kon werk nie. Daar is min maatskappye wat iemand deur dit alles nog in diens sou hê. Julle was 'n skouer om op te huil en 'n oor om op te luister, wanneer ons dit nodig gehad het. En GSI, Johan se werkgewer het die laaste 2,5 jaar ongelooflik bygestaan. Daar was nie een keer gewonder of 'n vraag gevra as hy met dokter afspraak moes gewees het. Self al het Tanya net 'n slegte dag gehad, het Lanus en Sima onmiddellik huis toe gestuur. Oom Tony of Dr. Klaaston, soos wat hy partykeer bekend staan, het vir my en Tanya baie help met raad, verwysing en leiding. Oom het 'n gawe om mense rustig te maak, en ek was baie keer bly as oom by die kantoor aankom, net sodat ons 'n bietjie kan gaan sit en chat, dat ek dit op perspektief kry. Dank ook vir almal by die kantoor wat altyd belangstel. Die klomp tannies gee lekker drukkies. Dr. Gerard Lindertjie, ek dink dis regtig baie swaar las om te dra, om 'n pa en 'n dogter, wie albei na in sy hart was, sy roudienste 8 maande uit mekaar te doen. Pa Willie se diens was iets besonders geweest, en toe vra ons om Tanya se diens te doen. Hy het onmiddellik ingestem. Ons is vir hom Gerard regtig ewig dankbaar. Daar word ons verrep in Root Kleuterskool. Van al die mense is julle seker die grootste engele in ons lewens. Alles kan in jou lewe verkeerd gaan, maar as jou kinders nie na omgesien word, as jou kinders na omgesien word, is jy so effe meer gelukkig. Julle doen boonbehalwe waarvoor julle betaal word en vir wat van julle verwag word. As Tanya in die hospitaal was, daag daar kos by ons huis op. Die kinders kry kos vir skool en daar was daai ekstra bietjie liefde. Sondagmiddag 3:00 se kant was seker die laaste keer wat ek Tanya helder gesien het. En sy het haar laaste tydjie gebruik om vir Marlies en Sonika te bedank. Vir alles en gesê, en sy is vreeslik lief vir julle. Al wat ek kan sê is baie, baie dankie. Laastens, vir Clinton en Marlies, ek wil nie regtig vriende uitsonder nie, want daar is baie wat ons ondersteun en liefde gee. Maar julle is nie net vriende nie. Clinton is my broer vandat ek 15 jaar oud is. Maandagoggend 3:00 was dit net ek en hy in die hele hospitaal se gange, wat ons rondgeloop en gehuil het. Dan vertel ons 'n vuil grap of twee, dan huil ons weer saam. Dankie dat jy altyd daar is vir my, Rambo. Ons kan nie 3 dae gaan sonder om vir mekaar te bel nie. Vir jare nou al kan ons nie 2 weke gaan sonder om by mekaar te braai nie. Ons vrouens is al moe vir braaivleis, hulle wou skreeu. So nou en dan sal ons hulle bederf met pizza. Maar dan sal daar vuur aangesteek word en 'n biertjie sal geknak word. Jy is die mees onselfsugste mens wat ek ken. En Tanya was vir jou net so lief soos vir my. Dankie dat ons altyd op julle knoppie kon druk. Dit was van Johan af. Ek wil namens die familie, wil ek net die volgende sê. Erika en John Jacques, julle wat aan Tanya, wat naam Tanya was, sê vir hulle baie sterkte toe. So swaar tyd wat voor lê, maar julle het 'n verantwoordelikheid om klein seentjies by te staan en hulle te onthou van hulle wonderlike pragtige ma. Sterkte vir julle in hierdie tyd. Dan wil ek oorgaan aan my oom en my tannie, Nana en Han. Ek wil vir julle ook sterkte toewens. Ek weet, klein Johan,
Klein Johan waardeer elke keer wat julle kom help het, met die seuns en met Tanya. Elke storie op die TV, elke grapie saam met oupa aan, word op reg waardeer. Dit word uit ons hart uit waardeer wat julle gedoen het vir Klein Johan en vir Tanya. Ons kon sien die voorbeeld wat julle vir ons as familie gestel het. Ons waardeer julle. Dan wil ek vir elke neefie en niggie wat hier sit vandag, vir elke oom en tannie, en vir elke vriend, ook net dankie sê vir elke oproep en elke boodskap wat julle gestuur het. En dat ons elke dag julle dink vir Klein Johan krag gegee, en dit word opreg waardeer van ons familie se kant af. Dan wil ek Tiaan, namens die familie, vir Klein Divan en ou Boet Ruben, net vir julle laat weet, soos baie lief vir julle. Julle is soos ons eie seentjies. Ons sê julle oppas soos ons eie, vir altyd. Ek gaan oorgaan na die tweede laaste, dit is amper klaar. Na die tweede laaste een toe. Klein Johan. Ek het nou hier gesit, ek het gisterand my briefie geskryf, ek het nou hier gesit en net so vanaand net so 'n paar woordjies bysit. Ek is wel die groot neef van die familie, maar ek bewonder jou. Jy is so skrikkelik sterk, en ek wil op die sterk wil ek net vasstaan. Die man het op die stadium was een van die sterkstes in Suid-Afrika gewees. Maar as hy by die huis gekom het, was daar 'n vrou waar hy man op sy knie gebring het. Ek dink nie letterlik en figuurlik, maar dink deur die Here se wil ook. Ek dink sy geloof was so sterk om daai man in 'n nag weer sterk te maak vir die volgende dag. Maar so met sy sterkheid dink ek die Here hom gegiet en gevorm en vir hom die wil en die krag gegee wat hy vandag gedoen het. Die hele pad wat Tanya geloop het jy by haar gestaan. Ek het vir jou en my vrou gesê, op 'n stadium die laaste 2 maande was dit net Johan en Tanya in ons huis, toe sê ek bewonder jou. Dit wat jy reg kry is amazing. Ek dink jy het 'n baie goeie voorbeeld gestel, ons is verskriklik trots op jou. Ons is baie hartseer, maar ons is baie trots op jou. En jy moet weet, ons is elkeen van ons familie is altyd hier vir jou. Mag die Here jou krag en wysheid gee vir jou pad vorentoe. Mag jy jou beskerm en mag jy jou krag gee om jou seentjies ten volle, soos ons weet jy kan, hulle groot te maak. En soos ek weer sê, ons is altyd hier vir jou. Ek wil net afsluit by Tanya, ons is hier vir haar vandag ook. Ek het hier weer gegaan, en ek het baie geswat in my lewe, maar ek moes swattings bietjie doen, ek moes dit bietjie opvolg oor Tanya, en net bietjie kyk weer, wat kan ek bietjie op haar sê. Ek het op haar Facebook gaan krap, en ek daag elkeen van julle uit. Gaan vir 4 jaar terug. Daai vrou het net die Here gedien. Daai vrou kan ek nie 'n boodskap kry wat sy net die Here dankie sê, dat sy elke dag net kon opstaan en aangaan. Sy het 'n verskriklike goeie verhouding met God gehad. Ek dink dit is 'n lyn vir almal om te loop. Ek het 2 weke terug verjaar, toe kry ek 'n boodskap op my foon, toe sê sy vir my, Tiaan, jy moet hierdie boodskap waardeer. Dit vat baie moeite om die boodskap te tik. Maar toe sê sy vir my, ek is baie geluk met jou verjaardag en ek is baie lief vir jou. Toe stuur ek vir haar terug, Tanya, baie dankie, weet nie wat die boodskap vir my waardeer nie. En ek het daar, toe ek vir haar terug, sy het 'n verskriklike rowwe dag gehad, en dit was 'n blou donderdag gewees. Ek stuur vir haar terug, sy sê, Tiaan, dis niks. Wees dankbaar jy het opgestaan vanoggend om die dag te kon aanvat. Ek gaan weer rowwe storm soms in my lewe, maar ek het van daai dag wat sy dit vir my getik het, nie een dag opgestaan, nie met daai boodskap sy my gelos het, in my kop gehad het. Dat ons wel kan opstaan en die dag kan aanvat. Dit is die boodskap wat sy vir ons almal gelos het, en wat sy tot op die einde geleef het voor. So ek wil vir julle net sê, dankie vir die familie se kant af, en baie sterkte Johan en Tanya die Kaboelis. Baie dankie Tiaan, ook vir die besondere manier waarop jy hierdie verantwoordelikheid nagekom het. Dan gaan ons vir Bronwyn geleentheid gee, sy wil graag 'n gedig voorlees. Asseblief Bronwyn. Afrikaans dig nie, so ek gaan in Engels wees. Dan het my baie herinner aan Sonneblom. So die gedig is vir haar geskryf oor Sonneblom. Dear sunflower, she could grow alongside a highway in so much danger,
but looks so perfect and beautiful facing the sun. She blossoms and makes someone's day, every day. She could grow anywhere, she could bloom brightly. One move of the sun, and she turned slightly. She reminded me to stay strong. She was and always will be a ray of sunshine, whether day or night. A face so bright at every sight. Small little fire flames creating her face. It's like a picture that's alive. She makes me think of a sunflower when I'm weak or down. Petals woven around her head like wearing a crown. There was a blood moon a few hours before she left Earth. They say when one gets taken, another gives birth. Her smile kept us strong and positive. She kept fighting right until the very end. She is the bravest mother, daughter, wife, and best friend. Cancer did not win because heaven gained an angel. Cancer cannot take away love, as she only had love to give. Her fighting kept us strong. She was raised to forgive. She was given an hourglass. She couldn't open it. She couldn't turn it around. All she could do was watch her time run out. When she looked in the mirror, she saw something different to what we saw. She tried to think of good memories, but they were distant. The life of a warrior race. The race she could only try fighting through grace. This was a race she could not run from or defeat. But God knew she lay all her pain beneath his feet. Family and friends protested on social media, like the flow of a river up until dry ground. Sooner or later, God will come and see her, but not a sound. The present is not a promise anymore. She is now happy knowing the Lord has chosen her time. Baie dankie, Brandon, dit is baie besonder. Johan, geleentheid as jy wil. Hallo Mariefie, is op weer ek. Ek is altyd iemand genoem het as jy te veel wil gepraat. Nou hierbij ek ken al vir die 16de keer van maandag af. Die week is al weer dolwing. Het lyk of die man nou maar die boeken kan los. Want het nou en dan op sy glipsie. Hy slaap daarom nou mooi. Waarom moet alle gedragte kritiek stel hê? Jy het nou net gesê dat hy moet eerder die rugbybal speel. Nou hou hy van cricket en hy moet weer wakker bly as hy speel. Hy wil elke oggend net hier kom en bokke luister terug af skool toe. Die man het alweer geroep om bloedneus te slaan. Ek weet nie wat hom het kom raak nie. Dirks laat nog steeds vir niks nie, die heel dag. Ek was nog binnen toe tafel heen. Dit is sy spijs waar die ander rondom nie kan plan heen. Ek het een antwoord nog steeds in sy voor my. Maar hy het daarom met my release gedeel om naar huis te gaan. Steeds kan nie wacht om met anders en Edwin te gaan speel. Jy ma het alweer vir die kinders iets gegeen in die bad het. Dat is oké, dan het hy wel aan die reakties nodig. Woensdag die kan vis vang.
het ek 3 skaap chops en 'n 6-pack en 'n seeraad. Ek het lank met die Liese gesels. Ek het homself probeer oortuig om dit vir 2 minute terug te stuur. Ek het gehoor as ek niemand sien. Die huis is net sonder jou. Dit raak warmer buite, maar as die seuns weet hoe is ons kamer koud. Maar ja, ek het nie heel dag lang in die werk jare nie. Ek is seker in my paard dat iets beter en goed om te gaan ry. Stuur van groete en sê van die seuns geen verweer nie, soms het ek dinge onder weer is. Ek gaan nog so 'n bietjie huil, maar my hart weet ek die soms sal weer vir ons kyk. O ja, en hoe wat gesê ek moet jou bel, maar ek het gesê, as ek met jou gesels, kan ek net begin praat, soos wanneer ek by Vriende Jesus. So sal ek nou weer. Liefde. Broers en susters, ons gaan nou geleentheid gee vir die naaste familie om laaste eerbetoon te doen. Hier by Tanya se foto, terwyl dit gebeur, sal ons weer die skyfie reeks speel met die musiek, sodat jy almal ook weer net daardeur kan gaan en ook in die eie hart afskeid neem. En vir die Here dankie sê vir Tanya se lewe. En as daar iemand van u is wat voel, u wil graag ook vorentoe kom en 'n roosblaartjie hier by Tanya se foto te kom strooi, is almal hartlik welkom om dit te kom doen. Ons vra nie dat u net vir die naaste familie eerste geleentheid gee om dit te doen. So kom ons sit weer die skyfie vertoning aan asseblief. For the Lord God for the Lord God and worthy is
Omdat ons weet dat ons deur ons geloof alleen gered word en deel kry aan die ewige lewe, vra ek dat soos wat ons nou net so bly sit, ons ook in ons harte saam ons geloof in die almagtige God sal bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde,
en in Jesus Christus sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom, laat ons nou saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir oomblikke soos hierdie, wat ons in U teenwoordigheid ook kan afskeid neem van iemand hier op aarde, maar dat ons ook met die klank van die geloofsbelijdenis in ons ore uit hierdie kerk kan uitstap, Here, en weet, U lewe, en Tanya lewe, en ons sal saam met U lewe tot in alle ewigheid. Dankie Here vir U genade. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons kan weet, U is altyd by ons, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Ons sluit nou ons erediens af deur die oorwinningslied saam te sing. En ek wil graag herhaal dit wat ek ook met Willie se diens gesê het. 'n Mens is baie keer geneig om te sê iemand het die stryd verloor, veral wanneer dit gaan oor kanker. Maar vir 'n gelowige kind van die Here is die dood nooit 'n verlore stryd nie. Dit is eintlik 'n oorwinning. 'n Oorwinning oor hierdie aardse lewe. En kom ons sing daarom, terwyl ons dan ook die Here dank vir Tanya se lewe en die oorwinning wat sy ook behaal het. Ons sing dit en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën daarna.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by u elkeen. Amen. Broers en susters, daarmee is ons verrigtinge hier in die kerk afgehandel. Namens die familie nooi ek jy dan om ook na die saal toe te beweeg vir 'n verversing en ook om daar 'n bietjie tyd saam met hulle spandeer, want dit is vir hulle baie belangrik. Baie dankie vir die teenwoordigheid. En Johan vra dat jy asseblief net sal teken in die boek aan die saal. Ek wil graag daardie tyd vir almal dankie sê. Vir die teenwoordigheid, so maak seker dat jy net ook in die boek teken. Baie dankie. Oh my God.